Kom drink 'n koppie sielskoffie saam met my. Dis nooit te laat om te verander nie. Dit bly 'n persoonlike keuse. Soms bevind ons onsself in so diep put, dat indien ons daar wil uit, ons 'n keuse moet maak om te verander. Een ding van verandering is, dit kos jou altyd iets waarvan jy afskeid moet neem. Maar dit neem jou ook op 'n onvergeetlike reis van geestelike groei. Wees geduldig wanneer jy die keuse maak om te verander, want jy word iemand wat jy nog nooit was nie. Jy stap in 'n nuwe weergawe van jouself in en jou liggaam het geen herinnering daarvan nie. Jou senuweestelsel en onderbewussyn weet net hoe om te oorleef deur jou ou denkpatrone en maniere van doen. So, wanneer jy uiteindelik jouself begin kies, grense begin stel en jou waarheid praat, gaan jou stelsel paniekerig raak en vir jou sê dat jy nou eintlik selfsugtig is. En dit mag veroorsaak dat jy jouself eerder wil terugtrek in jou bekende chaos. Nie omdat jy misluk nie, maar omdat jou liggaam opgelei is om chaos met bekende oplossings te hanteer. Soms voel verandering soos gevaar en genesing asof jy jouself verloor. Maar jy is nie. Jy ontmoet eenvoudig net uiteindelik die dele van jouself wat nog nooit kon bestaan nie. As jy verlore, verward en twyfelagtig voel, is dit 'n baie goeie plek om te wees. Jy gaan nie agteruit nie, nee. Jy steek die drempel oor na wie jy veronderstel was om te wees. 'n beter jy. Die moeilikste deel van groei is egter om die weergawe van jouself te laat vaar wat nie meer bestaan nie. Die enigste ding wat jou keer om die nuwe lewe te betree, is jou ou lewe. Die enigste ding wat jou keer om 'n nuwe denkpatroon te ontwikkel, is jou ou denkwyse. En daarom is jy bang vir onsekerheid en verandering, want jy word nou iemand wat jy nog nooit was nie, en dit bring vrees. Kom ek vertel jou 'n interessante brokkie waarheid. Die ego van 'n mens is gewortel in oorlewing. Om iemand te word wat jy nog nooit was nie, met 'n nuwe denkwyse en emosies, 'n nuwe onderbewussyn, frekwensie en nuwe uitdagings en nuwe oortuigings, sal jy die ou weergawe van jouself moet agterlaat. Dit is die teenoorgestelde van die ego se aard. Dit sal aanhou veg om te oorleef, en daarom is verandering so moeilik. Jy kan nie groei en gemaklik wees nie. Jy sal een moet kies. As jy ongemaklik is dit jou geleentheid om te groei en te ontwikkel. So, die gaping tussen waar jy is en waar jy wil wees, is gelyk aan wat jy bereid is om te laat gaan. Want waar jy nog nie is nie, is gebaseer op jou perspektief op die verlede. En wie jy môre wil wees, is gebaseer op wat jy nou doen. Die gaping tussenin is vol twyfel, vrees en selftwyfel, wat jy moet laat gaan, want dit is gewortel uit jou verlede. En wanneer jy dit laat gaan, verander dit wie jy nou is. En die gaping tussenin tot wie jy wil word dan kleiner. Want daar is dan nou minder vrees, minder twyfel en skaamte, en minder beperkende oortuigings. En weet julle wat gebeur dan? Omdat daai gaping tot waantoe jy in staat is om te word, kleiner word, dan vind manifestasie plaas, waar jy jou doelwitte bereik
en die ware jy vir wat jy gemaak is om te wees, begin leef. Sjoe, dit alles is 'n mondvol, ek weet, maar kom ek som dit vir jou kortliks op. Om te verander is nie maklik nie, maar dis wel moontlik. Dit begin met 'n keuse en bereidwilligheid om van jou ou denkwyses, aksies en reaksies te laat gaan, om sodoende beter oorlewingsstelsels met betrekking tot emosies en jou onderbewussyn in plek te stel en aan te leer, om dan 'n beter weergawe van jouself te kan word, jou doelwitte te bereik en die mens te word vir wie God jou gemaak het om te wees. Pak die veranderingsreis aan, saam met Jesus, want hy bly jou beste helper en rigtingaanwyser. En saam met hom is verandering altyd moontlik en suksesvol. Hy sal jou leer hoe om die vrese en onbekendheid te oorwin en die gaping tot 'n beter jy vinniger te oorkom. Kom aan, koningskind, maak daardie keuse vandag nog. Jy verdien dit. Tot volgende keer.